Dit is dan 30 Mei vandag, 2026, lesing 25 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Ons is nou met 'n baie interessante onderwerp besig. Dit gaan oor die magnetiese slaap, vir die mense wat nou nie by al die lesings was nie. En ons het nou in die vorige lesing gesien hoe hierdie man toe in die magnetiese slaap ingelei word, hierdie Zorel. En die magnetiese slaap word onder Joshua se toesig deur 'n man wat hy onlangs bekeer het, Zinka, gedoen. En ons lees nou hoofstuk 50, die bekleding van die gesuiwerde siel. Hoofstuk 50, en ek wil net hier bynoem, dat wat hier gebeur met hierdie man se siel, is wat ook kan gebeur, of met ons almal sal gebeur in die hiernamaals, is dat ons nie meer die las van die liggaam sal hê nie, maar dat ons dan ook vrylik binne in ons eie huis kan rondgaan en sien wat aangaan daar binne. Jou huis word gevorm deur jou werke terwyl jy in die vlees was. En dit is niks anderste as die opstanding van die vlees nie. Hierdie man wat sy liggaam soveel sonde gedoen het, hy is 'n absolute wêreldmens, is nou vry van daai liggaam en hy word nou gelei in sy siel. En hy is nou in hierdie sielehuis van hom. Dit is sy eie huis, maar 'n huis wat nie beswaar is met die sonde van die vlees nie. Toe swyg Zorel 'n rukkie en Zinka vra, hoe sien hy dit dan alles? En hoe kan hy nou deur die water gaan, terwyl hy daar so onbeweeglik lê asof hy dood is? Die vorige lesing was dat hy het aangekom by 'n groot meer, 'n dammetjie wat van sy trane het nou 'n meer geword, wat duidelik dan dui op die berou wat hy het terwyl hy nou in hierdie huis is. Nou is Zinka vra dit, maar hier sit die man, of hy lê, lyk my, asof hy dood is, maar tog is hy nou beweeglik binne in sy innerlike huis. Vers 2, Joshua sê, sy siel sien nou slegs die omstandighede wat haar in 'n goeie rigting stuur. Daaruit vorm daar in die siel 'n eie wêreld. En dit wat jy hier 'n gedagtegang noem, word in die sieleryk sigbaar as 'n beweeg van die een plek na die ander. Dit is nuwe goed vir ons mense, maar bly maar by en dan sal jy dit verstaan. Die dam wat uit sy trane ontstaan het en waarvan die water sy siel genees het, stel sy berou voor oor die begane sonde, en die bad daarin beteken opregte boetedoening wat uit berou voortkom. Die suiwer water, onthou die water was vuil en het al hoe skoner geword, beteken die teregte erkenning van sy skulde en gebreke. En as die damme meer word, is dit die uitdrukking van die toeneem van die wil om uit homself gereinig en genees te word. Die mooi gras onder die water beteken die hoop op die bereiking van volledige gesondheid en hoër vrye barmhartigheid van Elohim, wat hom reeds sigbaar opstel aan die nog ietwat verwyderde oewer. Toe het 'n man daar gesien staan, dit is ek self, na gees en wil. Die beweging in my rigting deur die water van opregte berou en ware boetedoening beteken as sodanig die voortskryding van die siel na ware beterskap. En dit is in elke siel moontlik, want onthou op hierdie stadium, hierdie man was 'n heiden, hy ken glad nie vir Joshua nie, hy het nie eens geweet dat Vader homself op die aarde in vlees geïnkarneer het nie, hy het niks kennis van dit nie, maar hy ervaar dit nou in sy siel, dat daar iemand is wat hom help en wat hom nader wink, want dit is in die vorige lesing het Joshua hom nader gewink. Dit alles is egter vir sy siel slegs 'n paslike beeld, waaraan die siel sien hoe haar aard is en wat haar, om haarself te verbeter,
in haar hart voorneem en doen. In hierdie toestand weliswaar slegs as uiting van haar wil, maar sonder 'n uitwendige werklike daad. Die moet eers volg, as sy in 'n ontwaakte toestand weer heeltemal met haar liggaam verenig sal wees. So, ek en jy kan ook hierdie pad loop, as ons berou het oor ons sonde en boetedoening gedoen het voor Yeshua, dan stap ons ook in daai meer van vergewingsgesindheid en barmhartigheid na hom toe. En dit gebeur dan fisies in die, soos wat jy nou leef, in die liggaamlike toestand, wat nou nie met hierdie ou gebeur nie. Hy gaan nou, as hy wakker word, heel moontlik alles vergeet het. Maar hy het nou 'n groot voordeel gekry, dat sy siel eenmaal hierdie waarheid gesmaak het, en dit sal tog later aan deurslaan op sy vlees. Dit is hoekom jy dit nou doen, om dit vir hom makliker te maak. Yeshua het eendag vir my gesê, dat terwyl ons in die liefde is, en in 'n rustende toestand is, ek was vir 'n lang tyd in so 'n rustende toestand in 'n bed vir 14 maande. Toe het hy vir my gesê, ek het meer werk vir hom gedoen, as al die jare wat ek by hierdie gemeenskap betrokke was, en by die Ligte van Sion. Vir die eenvoudige rede is, dat jou gees kan in die nag, wanneer jy rustig is, en in Yeshua se liefde ontspan, en slaap, dan besoek jou gees die gees van ander mense. Hulle kom dit nie agter as hulle wakker word nie, maar in hulle innerlike vind 'n verandering plaas. Jy bring die waarheid vir hulle by. En wanneer hulle weer in 'n toestand is waar hulle gekonfronteer word met kennis, sal hierdie besoek aan die persoon sal dan vir hom baie waardevol wees, en hy sal verbasend dan vir ander mense die waarheid begryp. Maar uit die aard van die saak moet jy in die waarheid wees, en die tweede ding is, jy moet rustig wees. Jy moet nie besig wees met allerhande dinge nie, want dan is jou siel nie rustend nie, en jou gees kan nie die werk doen nie. Vers 5, nou sal hy weldra by my wees, en dadelik weer begin praat. Let maar goed op, alles wat hy nou in woorde stel, sal ooreenkom met sy innerlike siele toestand. Daar sal nog heel wat verwarring sigbaar word, voordat hy in die derde stadium, dit wil sê, voordat hy in voorlopige verbinding met sy suiwere lewenskiem sal kom. Die derde stadium is die stadium van die gees, en dit is die stadium wat basies reg deur die lesings wat Karen vir ons gegee het oor die pad van die liefde na Yeshua toe, is daai derde stadium wat ons almal moet streef om in te wees. In die derde stadium sal julle dan wel merk hoe samehangend en hoe wys hy sal praat. Nou praat slegs sy siel wat vir hierdie oomblik gelouter is. Maar in die derde stadium sal sy gees die woord neem, en dan sal julle glad geen leemtes meer in hom ontdek nie. Dan sal hy woorde gebruik, waarby julle almal warm om die hart sal word. Daar bereik hy reeds die oewer en sê, nou onthou, hy lê nou daar so op 'n bank, ag, dit was tog 'n moeilike tog. Ek het u nou tog bereik, edele vriend. Het u geen hem by u nie? Kyk, ek skaam my vreeslik vir my naaktheid. Ek antwoord vanuit my gees en wil, wat nou vir hom sigbaar is. Kom uit die water, jou dade sal bepaal hoe jy geklee word. Zorel se siel sê, o vriend, praat nie met my oor dade nie, want dit is louter sleg en boos. As my kleed daarna moet lyk, sal dit daar ontsettend swart en soos vodde uitsien.
Joshua sê vir hom, in daardie geval is hier tog water genoeg om dit wit te was. Sorel sê, o vriend, dit is 'n onbegonne taak. Dit sal nie slaag nie. Maar iets is altyd beter as glad niks nie. Daarom kom ek uit die water uit. Aan my Joshua se voete lê 'n toga met baie plooie, maar baie vuil, hoewel die oorspronklike kleur wit-grys is. Die kenmerkende kleur van die kleding van heidene in die geesteryk. Hy neem die kleed en walg van die vuilheid wat 'n goeie teken is. Nou hierdie kleed is niks anders as sy menslike lewe nie. Dit is sy wese in die vlees toe hy op aarde was. Dit lyk en is vergelyk met so 'n vuil jas. Maar hy neem dit tog, gaan egter vinnig daarmee na die water en begin dit te vryf en uit te spoel en uiteindelik uit te wring. Nou is hy klaar en die kleed is skoon. So dit is die voorneme om sy lewe reg te kry. Dit is hierdie was van sy kleed. Omdat dit egter nog nat is, het hy nie die moed om dit sommer aan te trek nie. Ek maak dit egter vir hom duidelik dat hy dit tog moet aantrek. Hy was voorheen tog ook nie bang vir die water nie. Waarom sou hy dan nou 'n hekel hê aan 'n kleed wat nog 'n bietjie nat is? Dan sê hy, luister maar, want dit sal hy hardop sê. Sorel sê dan, dit is ook so, daardie hele meer het my net nou niks gedoen nie. En sal hierdie nat jas my dan nou tog iets kan aandoen? Trek dit maar aan, ag, dit doen my goed. So dit stel die reiniging voor deur, baie belangrik, Joshua, want hy is die enigste een wat ons van sonde kan reinig. Hy is die enigste een wat vir jou 'n beter kleed kan aanreik, bedoelende, nadat hy jou in die gees gewas het, en jou sondes, wat jy berou oor gehad het, vergewe het. Rooms-Katolieke kom ook aan die ander kant in 'n grys kleed aan. Dit is eintlik 'n jas wat hulle het. En dit is die begin van hulle pad aan die ander kant. 'n Stralende hemelse ligkleed is net vir baie uitsonderlike mense beskikbaar wanneer hulle direk daar aankom. Gewoonlik vorder hulle met sekere klere wat daar vir jou gegee word. En let wel, klere word nie gemaak deur fabrieke aan die ander kant nie. Jou sielskleed word gemaak deur die wil van of Vader self, Joshua, of die engele, of later deur jou wil. Maar na mate jy verbeter, skoner word aan die ander kant, kry jy beter klere om te dra. En al die klere wat ons nou al hier gesien het, geld ook aan die ander kant. Baie interessant, het 'n boek met die naam van die hel tot die hemel, het Robert Bloom se huis, het 4 verdiepings gehad, en dit was al 4 die klere van die 4 kleur. Baie interessant, want daai klere stel almal iets voor, groen en blou en rooi en wit. So, klere manifesteer as waarhede aan die ander kant. Dit is iets tasbaars. En uiteindelik is die hoogste kleur is natuurlik wit, wat 'n samestelling van al die 7 kleure is. Dit het ons op skool geleer. Volgende hoofstuk, die eteriese liggaam van die siel en haar sintuie. Toe stel Zinka in sy gedagtes die vraag, het die siel dan ook 'n liggaam? Baie van ons mense vra nou ook hierdie vraag in hulle harte. Zinka vra hom dit af, omdat hy self geen floue idee gehad het van die uiterlike en die aard van 'n siel nie. Want volgens die normale Judeese denkbeeld, is die siel 'n soort newelige niks. En hulle sê, die siel is 'n suiwer gees, wat 'n verstand en 'n wil het, maar deurgangs geen gestalte en nog minder 'n soort liggaam het nie. 'n tipe van 'n spokerige ding.
Dit is hoe die meeste mense dink hoe 'n siel aan die ander kant leef, soos 'n spook. En ek weet nie hoekom hulle nog in die Engels dit nog self bevestig nie, of bevorder nie, en praat van the Holy Ghost, wat vir my 'n belaglike beskrywing is. It's the Holy Spirit. Spirit, gees is energie, krag, alles omvattend. Dit wat ons nie eers kan onsself aan voorstel of dink nie, is gees. Nou 'n siel aan die ander kant, kom ons kyk wat sê hierdie Zinka. Onthou, hy's nou 'n dommetjie, hy's nie eers 'n Judeer nie, hy's 'n heiden. Zinka sper daarom sy oë groot oop, toe Zorel op die gedagtevraag antwoord. Och kom, natuurlik het die siel ook 'n liggaam. Dit is weliswaar eteries. Eteries beteken ewig lewend en nie materieel nie. Maar vir die siel is haar liggaam net so volmaak soos die vleeslike liggaam vir 'n stoffelike mens. Die sieleliggaam het ook alles wat 'n vleeslike liggaam het. Al die ledemate, selfs die eienskappe, die sintuie. Met jou stoffelike oë sien jy dit weliswaar nie, maar ek kan alles sien, hoor, voel, ruik en proe. Want ook die siel het dieselfde sintuie wat die liggaam het vir die kommunikasie tussen homself en sy siel. Jy het eintlik in der waarheid totaal van 15 sintuie. 5 vir die liggaam, 5 vir die siel en 5 vir die gees. En al daai sintuie raak dan nou geaktiveerd aan die ander kant. Maar dit is moontlik vir ons om dit aan hierdie kant ook in 'n mate te kan aktiveer, na mate ons dieper in die liefde ingaan. Die liggaamlike sintuie is die leiersels in die hande van die siel, om haar liggaam te bestuur in die buitewêreld. As die liggaam nie al die sintuie sou gehad het nie, sou dit vir die siel totaal onbruikbaar en 'n ondraaglike las gewees het. Dit is mos om te sien, te hoor, te voel, te ruik en te proe. Dit is die 5 sintuie. Stel jou maar nou 'n mens voor, wat volledig blind en doof sou wees, niks sou voel, geen pyn, nog die aangename van gesondheid, en wat ook geen reuk en geen smaak sou hê nie. Sê dan eers self of die siel met so 'n liggaam iets sou kon aanvang. Sou sy, die siel, as haar bewussyn verder volledig en helder was, nie totaal in vertwyfeling verval het nie. Dit is nog gangbaar wanneer mens een sintuig verloor, want die ander sintuie raak skerper, en mense wat so een sintuig mis, soos mense wat blind is, sê, maar sy ander sintuie help hom soveel, dat hy kom nie eens meer agter, dat hy die een sintuig nie het nie. Maar dink net, as jy almal werk, daar is niks. Jy kan niks proe nie, jy kan niks voel nie, jy kan niks sien nie, nie hoor nie. Wat 'n verskriklike straf moet dit nie vir die siel wees nie. Vers 6, maar ewenseer sou die gevoeligste liggaamlike sintuie vir die siel geen nut gehad het, as hulle nie self in haar eteriese liggaam presies dieselfde sintuie sou hê nie. So die siel se liggaam is ooreenstemmend met die vleeslike liggaam wat ons nou het. Die siel liggaam het ook bene, arms, hart ensovoorts. Omdat die siel dieselfde sintuie het as die liggaam, neem sy ook maklik en ongetwyfeld met haar fynere sintuie waar, wat eerste deur die liggaamlike sintuie in die buitewêreld waargeneem word. Nou weet jy dat die siel ook 'n liggaamlike vorm het. Nou, die verstommendste van hierdie is dat hierdie dowwe, dom, niks wat hulle hom genoem het, tot hierdie woorde in staat is. Maar dit is 'n bewys dat omdat hy in die magnetiese slaap is en los is van sy liggaam,
is dit nog steeds die lig van Vader wat deur hom skyn. En dit is eintlik die les, om te sien wat se vlak die siel in hierdie mens het, wie so 'n wêreldelike uitkyk op die lewe het, terwyl hy in sy liggaam is. Vers 7. Jy weet dit nou, omdat ek jou vertel het, hoe ek dit nou sien, voel en liggaamlik ondervind. As ek egter weer ontwaak, sal jy dit nog weet, maar ek sal niks daarvan weet nie, omdat ek dit nou maar net met my fynere sielsintuie sien en voel en ondervind, en nie ook met my liggaamlike sintuie nie. Sou ek dit alles nou ook met my liggaamlike sintuie waargeneem het, dan sou dit op my geheue senuwees en dien ooreenkomstig op die lewenssenuwees van die liggaamlike hart sekere tekens gegraveer het, en ek as siel sou hulle dan in my stoffelike liggaam terugvind en geheel en al herken. Maar omdat ek nou heeltemal vry is, byna heeltemal vry is, sonder enige samehang met my liggaam en geen kontak het met die sintuie van my liggaam nie, sal ek na die terugkeer in my liggaam niks van alles weet wat ek nou sien, hoor en voel en sê nie, en van alles wat daar nou met my gebeur het nie. Dit is nou die gevolge van magnetiese slaap. Die siel het egter ook self 'n herinneringsvermoë en kan haar daarom ook die minste of geringste herinner wat daar met haar gebeur het. Maar dit kan sy slegs in 'n vrye toestand doen. Bevind sy haar egter in die liggaam wat haar heeltemal van die lig afskerm, dan sien, hoor en voel sy slegs die growwe en alles oorheersende, luidrigtige ruwe indrukke, wat al die geestelike uitdoof. Haar eie aanwesigheid neem sy dikwels nauweliks voldoende waar, om haar bewus te maak dat sy bestaan. Laat staan nog dat sy van die hoëre en diepere geestelike indrukke, wat in haar aanwesig is, iets sou waarneem. Nou ja, dit is die geval met die meeste wêreldse mense. Hulle dink nooit aan hulle siel nie, daar is nooit 'n gedagte aan, maar is daar iets anders, is daar 'n ander doel op aarde as om net op te staan, te eet en weer te gaan slaap. En dit is hierdie dinge wat hierdie man nou vir hierdie mense wat daar om hom staan leer, wat verstommend is wat alles in die siel geborge is. Maar omdat die siel 'n liggaam het en omdat die liggaam basies ten gronde gegaan het deur sonde en al die wêreldse begeertes, is daai siel nou tot niks in staat in die wakker toestand. Maar dit is nie so in die slaaptoestand nie. Nou sê hy vir Zinka, jy het ook 'n siel, soos wat ek self nou 'n volslae vrye siel is. Maar jy weet ook weinig of niks van jouself af nie. Die rede daarvoor lê in die duistere vlees, waarmee elke siel 'n tyd lank omhul is. Die liggaam wat ons dan kry wanneer ons gebore word. Eers nou, omdat ek by jou deur die stem van my nog aktiewe liggaamlike mond enige indrukke maak in die senuwees van jou agterkop, en jy as siel nou deur die indrukke dieselfde oortekens in jouself lees, weet jy nou ook as siel en nie as liggaam nie, dat jy 'n siel het en op grond van jou denke en wil self 'n siel is, waarvan die eteriese liggaam dieselfde vorm het as jou stoffelike liggaam. Nou dit word baie mooi beskryf dat mense wat in die geestessfeer dinge kan waarneem wanneer iemand op 'n bed lê en sy laaste asem uitblaas, dan gaan die liggaam, die siele liggaam, gaan op bo die liggaam. Huiwer hy siele liggaam nog vir 'n rukkie, maar dit is 'n tweeling. Inteendeel,
Die siel het dieselfde klere aan as wat die liggaam het. Dit is nie altyd verstaanbaar vir die mense, maar dit is so. En so skei die siele liggaam van die vleeslike liggaam. En daai siele liggaam is wat hy nou hier beskryf. Ook sintuie, ook ledemate ensovoorts. Maar vry. Die bande wat die liggaam stel aan ons is dan nie meer daar nie. Die silwerkoord. Ja, daar is 'n silwerkoord tussen die twee liggame totdat die engel dit sny. Maar Yeshua sê dit is dan soos wat dit voel of jy na 'n lewensstraf in 'n gevangenis die deur vir jou oopgemaak word. Dit is die gevoel wat die siel het, wat dan nou lig bymekaar gemaak het in haar lewe op aarde. Vers 11, verwonder jou dus nie daaroor, as ek nou vir jou sê, dat ek straks by my ontwaking in die aardse lewe, niks meer sal weet van alles wat ek jou nou gesê het nie, want ek het jou die rede daarvoor uitgelê. Ek dink hy het dit baie helder en duidelik vir ons gegee, en dit is hoe ons dan so 'n siek mens in 'n toestand kan bring waar hy eintlik homself genees. Dit is so, hy sal niks onthou as hy terugkom nie. Sy verstand sal dit nie onthou nie, maar die indrukke is nog steeds in sy sielshart en in sy sielsverstand. En dit kom dan met tyd kom dit deur. Net soos ons, toe ons hierdie liggaamlike lewe gekies het, toe word ons geheue oor al ons vorige bestaan, word deur Yeshua weggevat. Ek wil nie sê vernietig nie, maar dit is nie vernietig nie, dit is daar, maar dit is vir jou weggevat. En as jy dink, maar waar het ek nou, hoeveel lewens het ek? Jy het baie, of baie lang lewens gehad. Om dit net duidelik te maak, Yeshua sê, as jy die hele aarde, water en landmassa, met korreltjies sand volpak, julle almal ken sand, jy weet hoe klein is hy, dan maal jy elke sandkorrel met 1 miljoen jaar, dan het jy nog nie by die tyd gekom waar Lucifer en die engele gerebelleer het nie. Nou die vraag is, hoe lang het hulle nog in 'n volmaakte, verheerlikte en salige toestand gelewe, voordat Lucifer begin rebelleer het? En dit is so ver terug, dat ons dit nie kan besef nie. Maar ons was almal volmaak geskape, so daai volmaakte kennis, insig, wysheid is nou bewys in hierdie verhaal, is in daai siel teenwoordig. Al het hy hoe ver geval na die siek persoon wat hy was, en wat ons oor gelees het, hoe sy gedrag was ten opsigte van sy medemens, en ten opsigte van die Romeinse orde wat oor hom geheers het. So dit is baie, baie belangrik. Ons het op hierdie aarde 'n liggaam gekry. Die rede daarvoor is, omdat Adam en Eva uit hulle geskape verheerlikte toestand dinge gedoen het teen die wil van Vader. Hulle was ongehoorsaam en hulle het toe, die boek van Opregte praat daarvan, rokke van vel gekry, bedoelende ons het vlees geword. En dit is hoekom ons daai straf van Adam en Eva nog steeds dra, want ons is sy nageslag. Lig wat in Adam en Eva in hulle oorspronklike toestand was, het gestol en het bloed geword. Die trane van Adam en Eva het eintlik in gesteentes verander. Adam se trane het in diamante verander, verhard, en Eva se trane het in rubyne verander. Weer ook baie belangrik, die wit of die blink en die bloed, die kleur rooi, wat ook die kleur van liefde is. En ek glo daarom vandag, want mense vra, julle Christene,
Christen God. Hy het ook bloedoffers gevra. Dan is hy mos niks anders as 'n afgod nie. Maar hulle verstaan dit nie. Al so vroeg was by Kain en Abel is diere geoffer. En hulle bloed moes gebloei word op die altaar. As gevolg van die sonde van Adam en Eva, waar hulle die verheerlikte liggaam, wat net lig was, die liggaam se vorm, is soos hierdie sielsliggaam. Ek glo dit was presies hierdie sielsliggaam waarin hierdie ou nou is. En omdat hulle gesondig het, gemeenskap gehad het met die bose, wat in daai laer dimensie ingegooi was as 'n gevangenis, het hulle toe verander. En dit is hoekom Joshua moes kom en sy bloed moes stort onder geweldige pyn, geweldige beproewing, wat hy self gekies het om deur te gaan. Toe hy in die tuin van Getsemane uiteindelik sê, ek sal hierdie beker drink, laat u wil geskied. Maar nou hoef ons nie te bloei nie. Ons hoef net Joshua aan te roep en ons sonde by hom te bring, by sy voete neer te lê, vergifnis vra en met die voorneme om dit nie meer te doen nie, dan sal ons by hom wees in 'n ligryk wat helder stralend is en sal ons baie vinnig aan die ander kant 'n liggaam kry en nie deur hierdie eers 'n vuil kleed wat gewas moet word en 'n ou grys jas ensovoorts en 'n baie eenvoudige bestaan. Want daar is bestaan ook aan die ander kant. Mense lewe of op plasies waar hy besig is met diere of met 'n land wat amper nie opbrengs gee nie, want sy siel is so. Sy siel is nie vrugbare grond nie. Dan beland hy nou in daai onvrugbare siel. 'n Sielsgrond. En nou moet hy leef daarvan. Maar wanneer ons lig het en ons kom by Yeshua, is alles kom uit sy hand uit. Die eerste goed wat jy daar gaan kry is brood en wyn, wat jy met hom aan tafel gaan sit. En dan gaan jy die wonderheerlikste vrugte kry. Agter sy nuwe Jerusalem huis is daar beskrywe deur die innerlike woord, dat daar 'n tuin is van alle vrugte en groente wat jy aan kan dink, wat reg deur die heelal is. En ons ou perskeboom hier, wat nou so lekker perskes dra, is eintlik net 'n afskynsel van daai boom wat in die hoogste hemele staan in 'n boord waar hy 12 maande van die jaar dra. Is altyd vrugte aan daai boom. Maar ons het die beginsel van daai spesifieke vrug, of die DNA van daai vrug is gelê in hierdie vrug wat ons hier eet. Maar natuurlik baie afgewater vir ons vleeslike sintuie. Dit kan nie eintlik hoër wees nie, want dan sal ons dit ook nie kan hanteer nie. So alles is in mekaar, die een ding is verbind met die ander, die siel is verbind met die liggaam, as gevolg van die redes wat ek nou gesê het vir jou, is dat Adam en Eva daarna geboorte gegee het aan vleeslike kinders. Kain en Abel en al die ander seuns daarna was van vlees en bloed. Maar hulle was nie vlees en bloed nie, hulle was lig. Mense vra altyd die stupid vraag, het Adam en Eva naaltjies gehad? Die vraag is, het Adam en Eva 'n vleisliggaam gehad? Nee, hulle het nie. En dat daar gemeenskap kan plaasvind in die geestelike liggaam wat Adam en Eva gehad het, ja. Hulle het die vermoë gekry toe hulle geskape is om voort te plant. Maar in die tuin van Eden het die Gees sagte briesie in die tuin gekom en sê, julle kan alles doen, maar van daai boom mag julle nie nou eet nie. En dit het ingesluit die kennis hoe om voort te plant. En hulle het dit oortree
deurdat daar een van die gevalle engele na hulle toe gekom het, as 'n vrou, eers as 'n man, en sy het Eva verlei, en die skrif sê, en Eva het van die appeltjie of die vrug geëet, en daarna gee sy vir haar man om te eet, en hierdie gedrog ding, wat homself pragtig kon laat verskyn aan Adam en Eva in die tuin van Eden, seker maar baie naby aan hoe hulle gelyk het, behalwe dat hy in vlees was. Hy is 'n androgene wese, die gevalle engele is almal androgeen, dit beteken hulle is manlik en vroulik, en toe vertoon hy hom vroulik aan Adam. En dit staan in die boek Huishouding van 1, ek dink omtrent hier in hoofstuk 20. En daar staan, en Adam het ook geëet. En toe het albei hulle geestelike of verheerlikte liggame verloor, en ons is vandag die produk daarvan. Dit is die oersonde van Adam en Eva. Daar is nog 'n ander oersonde wat ons ook nog skuld aandra, en dit is voordat ons mens geword het, is daar die sonde van die val, van die geeste. So die erf is eintlik die betere ene vir Adam en Eva se sonde is die erfsonde, wat onderskeibaar is van die oersonde. Nou die erfsonde is wat jy en ek geërf het. Ons het hierdie vleisbaadjies geërf by daai pa en ma van ons. Dit is maar hoe dit is. En daarom het die hele bestaan, al die mense vir 6000 jaar, moes deur daai verskriklike straf gaan. Ek dink baie keer die skuld wat Adam en Eva het oor hulle misdaad, is seker geweldig groot. Ek weet nie eers of Adam en Eva nou al 'n berusting het in daai verskriklike oortreding nie. En dit het gemaak dat Joshua die ding moes terugvat, hy moes homself bloei, in vlees en bloed moes hy gaan, en die straf ondergaan, en hy moes in die grot, moes hy deur sy eie gees, moes hy hierdie liggaam wat nou dood was, moes hy met sy lewende siel verlewendig, vir ewig. Moes hy hom terugbring in 'n vorm wat Adam en Eva gehad het toe hulle geskape was. En dit is die vorm waarop die mense wat in die 1000-jarige vrederyk op aarde, die nuwe Jerusalem wat hier weer gestig gaan word, dit is daai vorm wat die mens dan gaan aanneem. Hulle sal kan voortplant op 'n manier wat anderste is as aardse voortplanting. Kortliks is dit 'n situasie waar man en vrou by mekaar staan, teen mekaar, en dan bid hulle die teenwoordigheid van Vader se Gees oor hulle, en in daai omhelsing vind dan bevrugting plaas. So dis glad nie 'n tipe van 'n soogdier daad wat ons nou het nie. En dit is 'n baie, baie verheerlikte daad. Vader sê, die vrou word al hoe saliger hoe verder haar verwagting en haar baring gaan, totdat sy op die toppunt van saligheid is, wanneer sy vir haar kind geboorte gee. Geen pyn nie. Onthou, ons dink Vader het hulle nou gestraf. Eva, jy gaan nou met pyn en lyding gaan jy nou kinders baar. Dit was 'n noodwendige gevolg van die vleesliggaam wat sy self skuldig aan was, dat sy dit gekry het, deur ongehoorsaamheid. En dit is so, dat pynlike, in die vlees is geboorte pynlik, maar in die gees glad nie. So dit is dan een wonderlike voordeel, wat ons kan na uitsien in die 1000-jarige vrederyk. En die 144.000 wat dan die begin ouers gaan wees, gaan dan kinders verwek, sodat Joshua sê, meer mense gaan op die aarde wees, as wat 160, 180 jaar gelede, toe hy dit vir Lorber gesê. So, daar sal baie biljoene mense op aarde wees, wat uit daai 144.000
afgestam het. So is nog nie seker of dit 144.000 mans en 144.000 vrouens is nie, en of dit net die helfte mans en vrouens is nie. Maar dit maak nie saak nie. Dit is baie meer as een Adam en een Eva. So die aarde gaan baie vinnig bevolk word. En dit is hoekom hierdie kennis vir ons so wonderlik is dat selfs hierdie ou het 'n byna volmaakte siel gekry. Maar die liggaam waarin hy is, of was, het die hele siel basies doodgetrek. Dat die siel nie kon wees wat sy eintlik is nie. En geen kennis het van wat sy is nie. Nou is soveel van ons hier, in ons volk, en in ons gemeente, en in ons Philadelphia Ark, wat hulle het net geen belang oor hulle siel se doel op aarde nie. En dis jammer, en dis die boodskap wat ons moet uitdra. Hey Pel, jy is nie net hier om te eet en te slaap nie. Jy is hier om jou siel te ontwikkel vir 'n lewe vir ewig. Hierdie is 'n beperkte lewe. 70, 80 jaar as dit goed gaan. Of as jy 'n siekte kry, baie minder. So baie dankie, ons sal aan Maandag weer verder gaan. Amen.